Goeienaand almal wat kyk. Ons is gevra om die Sabbat opening op te neem en dan vir die kerk te stuur. Van die van julle wat nie weet nie, ons is die verwys van Lady Brand. Dis Tian en Marco, ek is Cor en my vroukie Blanche. Ons wil vir almal sê 'n baie geseënde Sabbat en welkom hier by ons aan huis. Okay, ons gaan 'n stukkie lees uit Jakobus 4. Ons bid net eers gou saam. Ja. Logies. Ons sê ons God en Vader, Here, baie dankie vir die voorreg wat ons het om die Sabbatdag in U naam te kan open. Wees asseblief nou met elkeen van ons kykers, en ons vra ook, Here, dat U hulle elkeen sal seën. Dra ons deur die dag en mag dit vir ons 'n seën wees. Ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen. Nou gaan ons uit Jakobus lees. Ons lees uit Jakobus 4 vanaf vers 1 tot en met 8. Verset teen oorheersing deur die hartstogte. Waarvandaan kom oorloë en vegterye onder julle? Kom hulle nie hiervandaan, van julle welluste wat in julle lede stryd voer nie. Julle begeer en julle het nie. Julle pleeg moord en is naaiwerig, en julle kan niks verkry nie. Julle veg en maak oorlog, en julle het nie, omdat julle nie bid nie. Julle bid en julle ontvang nie, omdat julle verkeerd bid, om dit in julle welluste deur te bring. Egbrekers en egbreeksters, weet julle nie dat die vriendskap van die wêreld vyandskap teen God is nie? Wie dan 'n vriend van die wêreld wil wees, word 'n vyand van God. Of meen julle dat die skrifte vergeefs is? Of sê, met jaloersheid begeer die Gees wat in ons woon? Maar hy gee groter genade. Daarom sê hy, God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. Onderwerp julle dan aan God. Weerstaan die duiwel, en hy sal van julle wegvlug. Nader tot God, en hy sal tot julle nader. Reinig die hande, julle sondaars, en suiwer die harte, julle dubbelhartiges. Ja, tot sover. Ek het gedink ek wil net vir ons jeug in die kerk 'n boodskapie van bemoediging gee. Want dan het die laaste ruk het ek gesien hoe my kinders sukkel in met hierdie COVID ding en met vriende, ons kan nêrens meer kom nie. Wat ek wil probeer sê is hierdie versie waarop ek wil konsentreer is daai, as jy 'n vriend van die wêreld wil wees, raak jy vyand van God. En ons sien dit vandag oralster, as jy kyk hoe die jong mense sukkel om die wêreldse dinge. Ek Satan het dit reg gekry om dit te laat lyk, sonde te laat lyk asof dit nie meer sonde is nie. Hy sê dat jy kan maar in die modder rol, maar jy sal nie vuil word nie. Jy weet, en ek wil net vir ons jeug sê, hulle moet as hulle die Sabbat open, moet hulle besef dat hulle maak 'n keuse vir die Here. Elke keer wat jy Sabbat hou, maak jy 'n keuse vir die Here. Die res van die wêreld, ek en Tannie was nie altyd Adventiste nie, maar die res van die wêreld het 'n ander agenda op die Sabbat. Dit is parties en dit is drank en alles wat daarmee gepaard gaan. En jy weet, dit is die groepsdruk op ons jeug, omdat hulle nie wil deelneem aan hierdie tipe van goed nie, is groot en dis 'n keuse wat jy moet maak. So ek wil vir julle sê, ons is baie trots op julle. Ons kinders van die kerk wat die Sabbat hou en wat kies om die Here te volg. Want daar is soveel verleidings en goed in die wêreld vandag.
En dit is nie die moeite werd nie, want Satan het dit gemaak dat sonde nie meer sonde is nie. En ons weet dat die lewe gaan oor meer as net die genot wat die wêreld kan makastig kan bied. So, maar ons is trots op julle en ons bid julle alle sterkte toe. Ons lewe is moeilik. Vir ons ou mense is dit nie meer so moeilik nie, want ons weet dat die goed is van geen waarde nie. Maar die wêreld wil het laat lekker klink. En dit is nie werklik nie. Ek meen, as jy met 'n ou praat wat uit 'n rehab uitkom of so iets, hoe hy moet sukkel om weer in die samelewing aan te pas. En dis maar waar dit eindig, want Satan gebruik daai misleiding om jou te verwoes. So hou moed, en ons bid julle alle sterkte toe. Ons sien dat die universiteite is toe, en ons hoop maar dinge kom weer reg. So ja, en aan ons ander mense in die kerk, ons hoop julle het 'n lekker Sabbat. Ja, geniet die dag. So iets wat ek van julle wil sê. Geseënde Sabbat. Geseënde Sabbat vir almal. Ons sluit gou af. Dankie, kom ons bid gesaam. Here, ons sê dankie vir 'n goeie week wat U vir ons gegee het. Dankie vir al die seëninge wat U oor ons uitgestort het. Gaan met ons asseblief nou in hierdie Sabbat wat ons nou open. Hou U hand oor ons, geef ons helderheid van verstand. Help ons dat ons ook die boodskap sal kan raak sien wat U vir ons wil gee. Gaan met ons ander mense oor die wêreld en in die land, groepies wat ook die Sabbat open, stort ook die Gees daar uit en gee ook vir hulle geseënde dag. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.